Waarom is dit dat sommige plase binne 3 maande verkoop en ander plase verkoop binne 6 maande? My naam is Gerwie Erasmus, ek is die eiendomsagent van Ellis Rads. Wil plase landbougrond, sê dan dink die grondmark sit verkoop praat by en ek besoek ten minste 500 tussen 500 en 600 plase, enigiets van dwaalboom, naboom, maasboom en alles tussenin. Wel, ek is al nou onlangs in 'n plaastransaksie gewees, nou net 'n transaksie gedoen, maar die grond was letterlik 5 dae in die mark gewees. Hoe gebeur dit? Nee, die persoon was nie, het nie 'n probleem gehad nie. Dis net die verkoper wou, hy het 'n geleentheid om ander grond te koop, sy buurman te koop, en hy wou net vinnig van sy plaas ontslae raak om volgende dag op grond te koop. En wat ek baie keer kry is dat of meeste, ek sou sê 49 uit 50 plase, 19 uit 20 eiendomme, wanneer dit in die mark kom, dan is dit heeltemal te duur. Dan is dit en verkopers wil baie keer, verkopers, eienaars, met respek gesê teenoor jou wat die eienaar is. Jy is die ouwe persoon wat finale besluit gaan neem. Dat die grond kom te duur in die mark. Mense het baie keer hulle het onrealistiese verwagtinge dat van die prys. Bijvoorbeeld, ek het al gekry dat mense vir my sê, is daar nie iemand van Pretoria af wat bereid sou wees vir die grond wil koop. Wel, al die meeste van die kopers is in elk geval van Pretoria. En ek het nog nooit 'n koper ontmoet wat te duur betaal het vir die grond. Grond is altyd teen die regte prys in die mark en hulle verkoop altyd teen die regte prys. So die proses gewoonlik is wat met wanneer verkopers ek die grond gaan lys en die grond is in die mark, dan kom die prys, dan is die prys heeltemal te hoog, maar ek gaan in elk geval, ek gaan lys dit, want dit gaan in elk geval oor 3 jaar, gaan dit in elk geval verkoop. Maar dit is die punt wat ek hier wil maak is, wat ek ook sê is, jou grond kan verkoop binne 3 maande, of 6 maande, as die prys reg is. Jy het ook nie nodig om jou grond op 'n veiling te sit. Jy kan dit op 'n veiling gesit, maar jy gaan die veilingkoste betaal. En verkopers dink ook dat hulle, as hulle grond as hulle by 20 agente gaan ingee, dan dan sal hulle kans om 'n koper te kry beter. Nee, jy gaan nie, dit is nie nodig nie. As jou prys reg is, as jy die regte prys het, dan gee jy by een agent in, en daai agent verkoop daai grond binne 3 maande, en daar's geen eksklusiewe mandaat voor. Ek bedoel, as jy 'n eksklusiewe mandaat aan jou agent gee, dan kan jy daardie agent dit met gemak binne 3 of 6 maande verkoop, maar dan moet die prys reg wees. En dit beteken nie as jy noodwendig as jy jou grond by 6 of 20, 15 agente gaan ingee, dat jou kans om 'n koper te gaan kry verbeter nie. Die enigste ding wat jou kans om jou grond te verkoop te kry verbeter, is die prys. Hoe weet jy wanneer die prys reg is? Die prys is reg wanneer jy dit in die mark sit, wanneer dit geadverteer word, en binne daai selfde dag nog, of binne 3 dae, is daar begin daar reaksies, begin daar mense te reageer. Ek het nou, en ek gaan jou nou vertel van 'n geval waar nog 'n geval is. Mense, of as jou prys, mense reageer in die begin, wanneer die prys naby aan die persepsie van die mark is, dan begin daar reaksies te wees. Die agent kry telefoonoproepe, maar die agent gaan jou nie altyd noodwendig laat weet dat hy gaan jou laat weet, daar is 1 of 2 mense. Die agent gaan jou plaas aan mense bekendstel, maar nie as jou plaas te duur is. Dan gaan dit waarskynlik nie gebeur. En dink jy ook daaraan, dink aan jou grond is, soos as jy wil verkoop, welke rede dit ook al, jou kinders stel nie meer lang, daar's nie 'n opvolger, jy wil nader aan jy wil na die Weskaap verhuis, wat dan ook al. Nog 'n ding is ook, kopers koop nie jou sentiment. So jy moet eers, wanneer jy wil verkoop, dan gaan jy eers oor jy gaan eers oor daai sentiment moet kom, en dan gaan jy van die plek met afskeid neem. So dit en nog 'n ding is ook, hier is nog 'n rede waarom mense baie moeilik verkoop, is hulle het nie genoeg
pyn beleef nie. So wat ek bedoel met pyn is dat nie finansiële pyn beleef. So 'n persoon het hierdie vreeslike hoë prys, dan wil hulle die grond uit hulle eie hand uit gaan verkoop. Dit's niks fout daarmee nie, maar hulle kry nie hulle te doen met mense wat hulle beloftes maak van 'n prys en dan kom daai persoon nooit belofte in en hulle klou aan daai vreeslike hoë prys van hulle. En hoe kry hulle die pryse? Baie keer het hulle byvoorbeeld jagters of een van 'n familielid wat vir hulle sê nee, jy kan nie daai grond vir so 'n prys weggee. Nou my advies aan jou is vra vir daardie persoon wat sê jy kan nie die grond vir daai prys weggee. Betaal jy dan die prys? As ek dit nie vir daai prys kan weggee nie, dan betaal jy die prys. Ek het nou 'n voorbeeld, kom ek gee 'n voorbeeld van grond wat heeltemal te duur is en waar die verkoper het nog nie genoeg pyn beleef nie. Die grond is al, ek kom maar sê 7, waarvan ek bewus is, 6, 7 jaar in die mark. Die prys is nog steeds dieselfde. Dit is ten minste 3 maal wat die mark bereid, ek sou sê, kom sê 3,5, 3 maal wat die mark bereid is om te betaal vir die grond. En die eienaar vra of die prys bietjie kan, mense kyk na die pryse kan aanpas, dan word af my gesê, nee, kan nie, hulle gaan liewer die plek afbrand as om het weg te gee, hulle het soveel geld geïnvesteer daar, hulle kan nie vir minder verkoop, maar op die probleem is met die grond is, of baie van die gronde is, of omtrent almal is, die verkoopprys bly dieselfde. Kom ons sê grond is 8 miljoen. Die prys, maar 5 jaar bly die prys nog steeds 8 miljoen. Maar dit kan dalk net wees dat inflasie het ingehaal, die pryse, inflasie het nou soveel verhoog dat 8 miljoen is nou skielik haalbaar. Nou ek sien die eienaar nie, maar mense kan, en baie van die eienaars wat ek sien is, die plaas is sy enigste bate. So wat ook miskien kan gebeur is, mense bereid is om vroeër te verkoop, dan kan hulle daai geld vat en hulle kan dit gaan investeer. Nou, ek het vroeër die plaas wat ek nou 2-3 weke gelede verkoop het, wat sommer vinnig binne 5 dae weg was. Die eienaar het vir my gesê, hy vat daai geld, hy verkoop nou die grond, dan kan hy dit gaan investeer en dan kan hy reeds 'n opbrengs kry. As hy die prys vir 1 miljoen of 1,5 miljoen rand opsit, dan wag hy nog, dan kan hy dalk nog 'n jaar en 'n half wag. Maar dan verloor hy daai kans op die opbrengs. En dan eintlik gaan hy in elk geval minder moet verkoop. En dis wat ook baie keer wat ek sien wat gebeur is, grondverkoop, of wat in die meeste gevalle gebeur is, die grond wat jy geadverteer sien, verkoop nie vir die prys wat jy dit voorsien. Dit is baie min, seldsaam, dat grond vir die prys verkoop waarvoor dit geadverteer is. So, en wat ook sien is kopers, hulle maak nie 'n aanbod as jou prys nie op die regte prys is, wat die markpersepsie die regte prys is, dan gaan hulle ook nie reageer, hulle gaan nie 'n aanbod maak. Mense stap net verby. So eers wanneer die prys, en dan wanneer jy afkom met jou prys oor 3 jaar of 4 jaar, dan kom die prys af. En nog 'n gevalle van pyn, finansiële pyn wat mense kan beleef is. Soos byvoorbeeld hulle het dromers, mense wat hulle plaas gaan koop, en dan kom daai persoon nooit vorendag, hulle gaan kontrak teken en dan hou daai koper hulle net aan die lyntjie, die sogenaamde koper. As jy ooit jou grond en wanneer jy grond uit die hand uit wil verkoop, kry 'n kontrak, eerste ding lê persoon 'n kontrak teken. Dat daai persoon 'n 10% deposito betaal binne 2 weke na aanvaarding van die deposito. So moenie dat mense jou tyd mors. As jy dan kry vinnig uitsluitsel, binne 30 dae moet hulle geld reg wees, maar hulle moet risiko hê. Ek het ook al gehad dat mense vir my sê, ja, maar wat soort van risiko het hulle? Die koper het vir my gevra, wat soort van risiko het hy as hy nou betaal? Wel, die plaas is uit die mark uit en jy het dan die reg op, jy koop dan 'n opsie om die grond jy koop 'n opsie om die grond uit te hou. So op daardie manier, as jy daardie grond vir jou as verkoper sekerheid te kry,
jy kry dis hoe jy sekerheid kry. Iemand gaan jou dan is daar risiko, jou koper het risiko, jy weet jy gaan daarom geld kry en dis nie mense wat jou tyd mors. Nou weet jy binne 30 dae, jy kry jou koper, as jy koper risiko op finansiële risiko, dan kan jy die koper kans gee, dan kan die koper 2 maande, 'n maand of 2 maande gee om sy geld in die hande, om sy geld in die hande te kry. Maar as ten minste het jy wat verkoper is, het jy risiko. Ek wil net nog teruggaan, ek spring dalk 'n bietjie rond hier na die in verband met die koper by die ding, maar ander soort van pyn wat mense weerhou om te verkoop. Hulle kyk op die Landbou Weekblad of hulle kyk op Property 24 of waar dan ook al, dan sien hulle, dan sal hulle daar kyk, hulle sien hulle prys en hulle is op die indruk van 'n prys. Nee, dis nie die prys waarvoor die grond verkoop nie. En ja, daar is, as jy wil weet, as jy wil sien wat jou grond voor kan verkoop, dan kan ek jou 'n aanduiding gee. WhatsApp my net met jou naam en jou van en jou plaas se naam en nommer, of net jou naam en van, en sê net vir my jy wil graag 'n idee kry van wat jou grond in die mark kan sit. En dan praat jy met my, want baie van die gronde, groot hoeveelheid van grond is nie altyd, mens kan nie altyd sien hoeveel hulle verkoop nie, want jy kan byvoorbeeld op 'n sê maar Property 24 kan jy kyk waarvoor daar transaksies was. Maar dit is nie altyd sigbaar nie, want ek sou sê omtrent die helfte van die plase van grond is in 'n regsentiteit, en dis net die verwisseling van die belang wat van die belang. Jy gaan nie altyd die juiste akkurate prys sien nie. Maar wanneer iemand jou 'n aanbod maak vir jou grond, wanneer jy begin aanbiedings kry, wanneer agente mense begin aanry na jou toe, en dit raak daar die tempo van aanry raak 'n bietjie hoër, dan begin jou grond nader aan die mark te wees. So as jy hierdie is sommer net 'n video wat ek sommer so uit die kop uit sonder enige ding, papier, maar as jy wil verkoop, die enigste manier hoe jou grond verkoop is die prys. Ek wil nog 'n voorbeeld gee. Nog 'n grond wat verkoop het, ek is bewus van grond wat verkoop het, dit is direk langs alles wat jy haat, alles wat jy is 'n koper, wat 'n koper nie van hou, is daar gewees. Dit ander woorde, dis langs die ongewenste elemente, direk langs aan. En aan die ander kant, langs dit is die munisipale stortingsterrein. En ander kant, en 3 kante is dit wat jou harresluit regop staan. Hoogspanningsdrade oor die hele grond. Dis 1300 hektaar. Pragtige marula boomveld. Probleem is net die adres, een kant die ongewenste elemente, munisipale stortingsterrein, alles. Maar die grond het verkoop, want die prys was reg geweest. En die eienaar het daar gewoon, toe wys hy vir my, toe ek daar was, toe wys hy vir my sy boorgat, hy het hier slotte en kettinge op sy pompe, hulle steel sy pompe, maar hy het verkoop, hy het 'n koper gekry, want die prys was reg geweest, en hy's weg. So, prys is koning, en as jy dan dink my grond en mars sit te verkoop, praat met my, dan kan ons praat oor wat is 'n realistiese prys vir jou grond, as jy as jy teleurstelling gehad het met kopers, met agente wat vir jou ongekwalifiseerde kopers bring, wat jou tyd mors, want voor ek met enige koper voor ek enige aanbod kry, na 'n verkoper te bring, kwalifiseer ek eers daai koper. Ek maak seker, ek wil 100% seker wees, as daai persoon sy hand op papier sit, dat dit 100% suksesvol gaan wees. Sodat jy as verkoper nie teleurstelling beleef van dit, want elke teleurstelling kos jou ook geld. En as dit uitstel, as jy die langer uitstel gee, dan kos dit jou dalk net meer en meer geld om die grond aan te hou. En nog 'n ding is, ek het ook al, het gebeur ook al, ek het mense op plase gehad, gaan lys of by grond gewees, dan vertel die eienaar vir my, hulle spandeer R100,000 per maand daaraan voer, en dit was 'n hele paar jaar gelede,
Maar die grondpryse sê net maar 16 miljoen. En hulle spandeer R100,000 per maand aan die voer. Maar die grondpryse die markwaarde van die grond is 9 miljoen. Nou hulle klou aan daai R100,000 per maand wat hulle kos, en dit is heeltemal hulle reg, want jy's die eienaar, jy besluit wanneer jy wil verkoop. Maar as jy nou 5 jaar later, dan kan jy nou die sommetjie gaan maak, en die grondpryse is nog steeds 9 miljoen. Die grondpryse het om die waarheid nie vreeslik opgegaan het, gaan dalk sê maar 9,5 geword. Maar dan moet jy nou die sommetjie gaan maak, kan jy nou gaan dink, hoeveel is daar, as daardie eienaar byvoorbeeld nou 5 jaar gelede sou verkoop vir 9 miljoen wat dit daai tyd was, en die geld gaan investeer. Dis maar net hoe ek daaraan dink. Alle mense, jy kan natuurlik as jy eienaar is, doen jy dit volgens jou eie skedule en jou eie skema. My naam is Gruwie Erasmus. Ek wil graag jou reaksie hoor, wat dink jy daarvan? En ek wens jou 'n winsgewende dag. En ek maak video's van wildplase en landbougrond. As jy dan dink om die grond in Mars te verkoop, praat met my en bly weg van die ongewenste elemente.